storie van oupa Gert en ouma Letitia. Ek het 2 spookstorieboeke, kortverhale, op Amazon gehad. My spookjoernaal, met eie belewennisse, maar ook die bonatuurlike stories wat ander mense my vertel het. Die ander boek se naam was In Limbo. Ek is nou besig met 2 boeke by te skryf en te kombineer, so dit gaan binnekort as 1 boek beskikbaar wees. Maar hier is die storie van oupa Gert en ouma Letitia. Mans kry baie swaarder as vroue, as hulle gelukkig getroud was en dan die ander helfte verloor, veral as hulle verby 60 jaar saam was. Vertel Gert, die kleinseun van oupa Gert en ouma Letitia, vir ons. En die ouer mense aanvaar veranderings natuurlik ook baie moeiliker as jonges. Seker wat daardie spreekwoord oor die jong boompies se buig bedoel. Ou bome wat breek as hulle te hard gedruk word, stem sy vrou Ansie saam. Want ouma Tish val eerste weg en sy word in die familiegrondjie, die begraafplaas, langs die lang bome te ruste gelê en oupa bly ontroosbaar agter. Hy wil agterna dadelik. Hoekom is hy nie maar eerste gevat nie? Klein Gert bedank noodgedwonge uit sy pos en hy en Ansie en die 3 kleintjies trek plaas toe om oupa te kom bystaan met die boerdery. Die plaas moet eendag syne word, so lees die testament. Dit is nou as die grond en beeste nie as gevolg van oupa se stortvloed trane wegspoel see toe nie. Al gou kom Gert en Ansie agter dat dit nie net vir hulp is nie. Hulle moet nou alles doen, want oupa stel in niks meer belang nie. Hy kom nie eers uit sy kamer nie, die hoofslaapkamer van die huis. Hy bars enige tyd van die dag of nag troosteloos in trane uit en die huis en sy mure moet saam huil. Droewig. Mens probeer hard om te verstaan, maar dit is steeds bitter, swaar om hom so te sien en te hoor. Die kleintjies is angsbevange en kruip elke nag by Gert en my in. Ansie lyk oneindig jammer vir oupa, maar 'n mens kan nie help om vir die jong gesin ook te voel nie. Die lewe het vir hulle almal opgehou na ouma Tish se dood. Wanneer die oudste seentjie se skoolwerk agteruit gaan en die skoolsielkundige bel om te hoor of hy nie maar in die koshuis by hulle kan kom bly nie, gryp Gert se ma en pa in. Hulle kom haal vir oupa om 'n klein bietjie by hulle op die dorp te gaan kuier. Die plaas is om die draai van Witrifuur af, pa. Ons sal jou terugbring net wanneer jy wil, troos Gert se pa. Vir die eerste keer lag en speel Gert en Ansie se kinders weer daardie middag. Maar vrolikheid was mos taboe in die huis waar iemand so hartseer is. Oupa sou hulle tot droefheid aangluur. Dan het Ansie maar met hulle uitgestap. Hulle mag nie eens glimlag voor oupa nie. Na 'n maand het dit net te veel geword. Met oupa se kuier nou by Gert se ouers, mag hulle darm weer hardop lag. Sonder oupa sit die jong gesinnetjie 'n maand later die aand en kyk na snaaksies op TV. Snaakse troeteldiere en mense wat kraters van hulle self maak, of hulle self dusnis val. Dit is mos vrek snaaks, né? Terwyl hulle sit en skater lag, hoor hulle eers 'n geritsel en toe 'n slag vanuit oupa en ouma se slaapkamer. En daar lê oupa en ouma op die grond toe hulle gaan kyk. Of liewer, oupa en ouma se formele trouportret met die glas in honderde klein stukkies gebreek. Vir 60 jaar hang dit al daar aan die spykertjie en nog nooit het dit geval nie. Hoekom vanaand, wonder Gert, kry ons ras omdat ons dit gewaag het om te lag?
vra Ansie. Nee, ek glo darm nie regtig nie. Ouma Tish was nie 'n suurknol terwyl sy nog geleef het nie. Maar Gert is oor iets anders bekommerd. Die foto moet heel kom en 'n glas oorkry, so gou as moontlik. Sommer nog die volgende dag terwyl Ansie die kinders by die skool gaan aflaai. Net nou kom sy mense kuier en dan dink hulle die jeug het nie respek nie. Of die kleintjies was toegelaat om in die hoofslaapkamer te gaan balskop. Want op die oomblik is alles daar mos nog net so gelaat, soos toe oupa en ouma daar gewoon het, voordat hy vir pa en ma gaan kuier het. 2 dae later is die portret terug in die huis met 'n nuwe glas oor. 'n Kunstige job van die ramer se vrou om die stikkende plekkies waar die val en die glas dit gebreek het, weer heel te maak. Gert maak eers heeltemal seker dat die spykertjie oupa en ouma nie weer gaan afgooi nie, so toe hang hulle die portret teen donderdag terug op sy plek. Net om Saterdag, 'n week later, weer met 'n slag van die muur af op die grond te beland. En daarna weer 'n nuwe glas te moet kry en nog 'n paar op patch plekkies op die portret. Oupa is steeds ontroosbaar en ek en pa kan nie meer met hom huishou nie. Lig Gert se ma vir hulle 2 maande later op 'n Sondagoggend na kerk in. Ons moet 'n plan maak met hierdie situasie. Soos wat? Gert en Ansie het mekaar met pierings aangegluur. Net moet pa en ma nie nou vra dat oupa sommer dadelik saam met hulle moet plaas toe gaan nie. Daai portret lê alweer glasloos en nog 'n keer beskadig in 'n koerant toegedraai op die bed in oupa se slaapkamer, die hoofslaapkamer. Na dese gaan dit lyk soos 'n skildery soos wat die ramer se vrou moet oppatch, want Ansie vat dit eers môre weer ramers toe. Die nuus raak erger toe ma byvoeg. Ons het besluit om 2 weke strandhuis toe te gaan. Vir my en pa raak dit nou ook onuithoudbaar. Die atmosfeer is om die minste te sê somber. Pa voeg by. Ek weet dit is 'n skielike besluit, maar ons val al Woensdag in die pad. Ons moet eenvoudig 'n blaaskans kry van daardie hartseer atmosfeer in die huis. Dit is asof mens met 'n dode moet saamleef. Kyk, ek is lief vir my ma. Ek verstaan my pa se gevoel. Maar om almal se koppe onder hulle vlerke in te druk is ook nie heeltemal regverdigheid nie. En dit beteken, moeilikheid is hulle middelnaam. Gert en Ansie kyk na mekaar en na die kinders, wat nou saam met maats op die grasperk baljaar. Dis verby, as oupa weer terugkom. En dit is nie asof hulle oupa nie op die plaas wil hê nie, inteendeel. Almal is gek oor hom, soos wat hy was. Maar nou, ma kom tot hulle redding. Ek het vir pa gesê, ons kan dit nie aan julle of oupa doen, om hom sommer net weer daar by julle op die plaas te gaan aflaai nie. Daar is net te veel herinneringe in die ou plaashuis en oral op die plaas waar hulle saam was. Die dat ons toe met Tant Nakkie gaan praat het. Tant Nakkie is oupa se ouer suster en sy woon in die aftreeoord op die dorp. Sy kom kyk soms na oupa daar by hulle huis, as pa en ma iewers heen wil ry. Sy is 'n vrolike weduwee, wat deur 3 mans vooruitgegaan is. Sy verstaan van plat wees, en dan raak die lewe beter en 'n mens staan weer op. En soms staan jy selfs nog 'n keer voor die kansel. Gert voel amper asof hy weer kan asemhaal, toe ma verder verduidelik. Tant Nakkie het toe met matrone gereël, dat oupa in die tyd daar by hulle in die aftreeoord kan kom kuier. Die kamer skuins oorkant haar is nou weer oop, nadat die ou oom wat daar gewoon het, na die swakke sorg oorgeplaas is.
As oupa daar wil bly, teen die tyd dat ons wil terugkom van vakansie af, kan die kamer syne word, solank as wat hy wil. Hulle kyk baie mooi na die ou mense daar, sorg dat hulle op die regte tyd voedsame kos kry en hulle pille drink soos voorgeskryf. Miskien beur ander mense van sy eie ouderdom hom so 'n bietjie op. Is daar iets wat ons kan doen om te help om dit beter te maak? Vra Ansie. En Gert onthou sommer weer dat dit is hoekom hy met haar getrou het. Sy het so mooi en liefdevolle hart. Ma vat net daar en dan vlam. Dankie vir die jong mense se ondersteuning in hierdie saak. Tant Nakkie het 'n voorstel gemaak. Sy stel voor ons maak die kamer vir hom 'n bietjie meer persoonlik. Oupa en ouma se troufoto dalk teen die muur, ouma se speeltafel en stoeltjie wat nog daar by julle in die kamer is, een van daardie vlerkrug stoele sodat hy sy tee daar kan sit en drink. Daar's net plek vir een, nie vir al twee nie. En dan daardie tuinbankie waarop hy en ouma altyd op die stoep hulle koffie gesit en drink het. Elke kamer daar in die aftreeoort het mos so 'n piepklein stoepie ook. Sal julle dalk môre dit vir ons met die bakkie dorp toe kan bring? Natuurlik, ma. Enigiets om net weer hulle oupa lus te maak vir die lewe. Dalk moet ons die dekens wat hulle gebruik het en kussingslope op die 2 beddens saambring, besluit Ansie. Oupa en ouma het in die laaste jare op 2 3/4 beddens in hulle ruimkamer geslaap. Maar die beddens moes teen mekaar staan, sodat hulle kon hande vashou en gesels as die nagte te lank raak. Wat van een van die bedlampies? Wonder Gert ook. En daardie skildery van die Chinese berg, waarteen die 2 geliefdes hand aan hand opstap. Ja, daai een met die boot, wat onder deur die brug vaar, mymer Ansie saam. Net wat jy wil en kan, sê ma. Miskien is Ansie die blyste dat die trouportret nou 'n nuwe huis gaan kry, daar by oupa. As hy maandag sy nuwe glas kry, was sy nie eens van plan om dit weer op te hang nie. So bang is hulle dat die ding weer afkom. Nadat sy die kinders by die skool en die trouportret by die ramers opgelaai het, haas sy haar terug plaas toe om vir Gert en die manne te help laai, wat hulle dink oupa sal geniet in sy nuwe woonplek. Wat op die ouend vreeslik oulik, huislik en vrolik lyk, met die speeltafel, die een stoel, vrolike blomdeken, skildery en daardie stoepbankie op die klein stoepie daar buite, selfs met 'n potplant wat oupa en ouma gehad het. En net voor hulle vir oupa bring om sy tydelike verblyf te kom inspekteer, bel die ramer. Die vrou troufoto is daarom ook nou heel en Ansie kan dit maar kom haal. In 'n handdoek toegedraai, sodat daar asseblief net nie weer 'n ongeval met die ding moet gebeur nie. Oupa huil droewig toe hy die kamer sien. Dit is dan soos wat hy en ouma dit gehad het. Hy is nou oral uitgegooi. Hy word in 'n weeshuis vir ou mense afgelaai in hy en oupa en ouma se ou kamer. Twak, broer, sê sy sus Nakkie. Ons is 'n klomp lekker mense hier en ons wil hier wees. Die kos is goed en ek is ook mos hier vir jou. Net toe stap Ansie met die troufoto in oupa huil weer. Hy hou die troufoto eers verlang voor sy bors vas, voordat hy toelaat dat Gert dit ophang. Toe gaan sit hy op die vlerkrug stoel en wys vir die familie om te gaan. Los hom en ouma alleen daar. Hulle sal alleen regkom, dankie, en moenie eens weer probeer om terug te kom nie. Oupa se verdriet met die nuwe trekkery is nou trippel so erg. Hy verlang nie net na ouma nie, hy verlang ook na die plaas. En nou verlang hy na sy kamertjie daar by ma en pa in die dorpshuisie. En Nakkie moet met hom huishou.
Toe hulle loop, snik hy so hard, dit klink asof sy hart in 1000 stukke gaan breek. Ag nee, ons kan hom nie in so toestand hier los nie. Huil ma ook by die kar, en Gert en sy pa voel soos honde. Maar tant Nakkie kom vier en regop aan, vir haar 90-jarige ouderdom, stap sy daarna hulle toe en trap hulle almal vas. Ruk julle reg, magtig man, en moenie oor Gert bekommerd wees nie, as hy eers by die musiekgeleenthede en die lekker kuiers in die eetkamer betrokke raak. O ja, en Dominee se huisgodsdiens op woensdagoggende, gaan hy beslis begin om die lewe weer te geniet. Wishful thinking. Miskien was sy 'n bietjie te optimisties, want teen donderdag is daar nog geen troos aan oupa nie. Maar hulle is al by die see, en Gert los die plaas, en hy en Ansie gaan sit vir 'n paar ure daar by hom. Oupa moet weet, hy word nie weggegooi nie. Hulle is almal nog net so lief vir hom. Hy moet net hard probeer om beter te word. En net voor Male besluit om maar hulle seevakansie kort te knip en na die naweek terug te kom huis toe, rapporteer tant Nakkie uit die bloute. Gert het vanoggend saam met ons kom ontbyt eet, en hy het selfs met die mense aan tafel grappies begin maak. Sondag is hy en sy met die bussie kerk toe, en is lekker vir Gert en sy gesin om hulle te sien, want oupa het amper weer geglimlag. Die eerste keer sedert ouma en ouma se dood, wat oupa weer sy voete in die kerk gesit het. Maandag skuif hy sowaar agter die orgeltjie in, en vermaak almal met sy mooi sang en musiek. Dit was in daardie stadium waar matrone en tant Nakkie besluit het om sy pille met arendsoë dop te hou. Of bring die skoonmakers dalk vir hom 'n groenigheidjie wat hy saam met die twak in sy pyp kan stop, wonder hulle. Almal vrees dat dit die opbou voor die groot storm en ineenstorting is. Hy kies ook om nie meer sy slaappille te drink nie, en Nakkie vat die spilletjie weg. Dalk dink oupa daaraan om 'n einde aan sy lewe en bestaan te maak deur al die pille wat hy so opgaar gelyk te drink, sodat hy by ouma kan aansluit. Want soos wat dit nou lyk, kyk hy nie eens meer saam met die ander na aandete televisie nie. Nee, hy waai 'n vrolike groet en verdwyn agter 'n toekamerdeur. Oupa steek sy planne agter daardie vrolike front weg. Nakkie is seker daarvan. En dit is van die verklarings waarmee almal rondom hom in daardie stadium spekuleer vir hierdie skielike handomkeer verandering. Dit is hoekom tant Nakkie vir die eerste paar dae na oupa se metamorfose ook nie haar eie slaappille neem nie. Die rede hoekom sy ongeveer 11 uur daardie aand duidelik hoor hoe oupa sy stoepdeur oopsluit en uitstap. Hy kan gelukkig nie ver gaan nie, want die stoep se muurtjie is hoog genoeg om oor te kyk, maar verseker sal oupa nie kan oorklim nie. Maar besorgde ouses, soos wat sy is, sluip sy daarin om te gaan kyk wat hy aanvang. Oupa's mos nie veronderstel om buite sy kamer te wees hierdie tyd van die nag nie, matrone se orders. Tant Nakkie sluip by sy kamer in. Oupa's nie in sy bed nie. Sy trek die gordyne voor die venster en deur effens weg, om te sien wat hy op die stoep maak. En wat sien sy? Oupa staan nie op die stoep nie, hy sit op die bankie. En styf teen hom sit 'n tannetjie. Sy weet sommer hulle hou hande vas, toe hulle gesigte na mekaar toe draai en oupa haar op die mond soen. En toe dring dit tot
tant Nakkie deur, dat dit die rede is hoekom oupa al vir die laaste week glad nie meer so heilerig is nie. Die ou kerel het vir hom 'n girlfriend gekry, so 'n rakker, dit was gou. Selfs die mense wat aan die oorkant van hom in 'n kamer in die vierkant bly, sien die twee in die aande op die stoep sit. Maar jy moet hom nie kwaadlik neem nie, vertel tant Nakkie die volgende oggend vertroulik vir Gert en Ansie toe hulle bel. Mans vat langer om oor die dood van 'n geliefde vrou te kom. Hulle kan ook nie alleen wees nie. Ek weet nie watter van die vroumense gisteraand daar vir hom gaan kuier het nie. Dit was net te donker om te sien en ek wou natuurlik nie die buiteligte aanskakel nie. Maar julle oupa, sy gemoedstoestand is die afgelope week al baie ligter. Daarom gaan ek hom nie eens by matrone verkla nie. Dit is so waar so, kom Gert en Ansie agter toe hulle Sondag saam met die kinders daar by oupa by die oord kuier. Tant Nakkie vat vir Ansie en Gert een kant toe. Ek wou nou nie voor die kinders praat nie, maar ek glo julle oupa is uiteindelik oor julle ouma se dood. Ek hoor toe mos gisterand 'n gegiggel daar uit sy kamer. Ek staan op en sluip oorkant na die gang toe. Ek maak die kamerdeur daar op 'n kleinste skreefie oop en wat sien ek? Daar lê my broer met 'n vrou in sy arms op die bed. Ek kon sweer hulle was besig met iets verskriklik onbetaamlik. Op sy ouderdom, vra Gert. Wel, ek sê maar net, antwoord tant Nakkie. En onthou, mens raak nooit te oud vir die liefde nie. Die fluit wat Gert se pa oor hierdie nuus deur sy tande gee, spreek boekdele. So gou na ouma se dood, dit is nou maar eers 'n jaar, maar niemand waag dit om die kwessie van oupa se nuwe flossie met hom ook te bespreek nie. Dis bloot net lekker om te kom kuier en vir oupa weer vrolik en lewensbly te sien, veral vir Gert se ma en pa. As pa wil, kan ons maar die kamer opgee, dan kan pa huis toe kom, sê Gert se ma huiwerig een keer terwyl hulle daar kuier. Of as oupa wil terugkom plaas toe, dan ry ons net weer al die goedjies terug daarna toe. Dit is nog steeds oupa se kamer, daar op die plaas, sê Gert ook die volgende Sondag, terwyl die familie alweer saam in die aftreeoord se eetsaal kuier. Nee, wat ou Sena, verklaar oupa. Ek weet nie of ek meer lus het vir die plaas en om te wag op die reën of te kyk of die koeie siek is nie. Dis asof ek 'n nuwe lewe hier ontdek het. Buitendien, ek moet bieg. Ek slaap beter hier in die oord en ek droom gereeld dat ouma vir my kom kuier. Dit voel asof ons mekaar van vooraf ontdek het en weer net so verlief is soos daar in die begin. En ouma se naam is, spot Gert se pa. Hulle weet mos oupa jok so bietjie. Hoe kan jy jou ma se naam vergeet, my seun? Raas oupa omgekrap. Jy weet mos dis Latisha. Dit is sy wat jou met moeite in die wêreld gebring het. Skaam jou. Die spul knip oog net onder mekaar. Oupa moet maar self eendag vir hulle vertel van die vrou wat hy hier ontmoet het en sê as hy en sy nuwe nooi ernstig raak met mekaar en dalk ook wil Hansel toe stap. Maar nuuskierig soos hy is, kan 'n mens natuurlik aanvaar dat tant Nakkie dit nie daar sal laat nie. Sy wil sien watter van haar vriendinne sit bedags met 'n skelm, sedige gesiggie daar saam met hulle aan die etenstafel of terwyl hulle sit en brei. En vannag knyp sy vergrys kat in die donker. Daardie aand, toe oupa se stoepdeur weer oopgaan, spring sy op en daar gaan sy om te gaan spaai. Sy gaan hom uitvang.
Sy stap reg deur oupa se kamer en uit op die stoep, waar die twee doodstil in die maanlig sit en hande hou, so af en toe 'n soentjie steel. En toe kyk die vrou op, en ek voel asof ek kan flou val, vertel tant Nakkie die volgende oggend vir Gert se ma oor die foon. Dit is toe Letitia self wat daar sit. Toe ek nog dink, ek gaan gil van skrik, bring sy haar vinger so stadig na haar lippe en wys vir my om stil te bly. En Boet sit net met so ver af uitdrukking en staar voor hom uit. Sien niks, hoor niks, sê niks, asof hy in 'n wêreld van sy eie is, so half in sy slaap daar sit. 'n Lang stilte volg. Is tant Nakkie baie seker? Vra ma versigtig. Sy wonder waarskynlik of sy die dokter moet laat kom om hulle tante se pille ook deur te kyk. Man, sal ek nou oor so iets lieg? Het ek al ooit vir julle gelieg? Nee, nog nooit nie, tant Nakkie. Of liewer, nie tot vandag nie, en nie waarvan hulle weet nie. Maar my genade, tant Nakkie, wat sê pa van hierdie storie? Niks nie, my kind. Ek het gemaak, soos wat my geliefde oorlus skoonsis Letitia bedui het. Saggies omgedraai, teruggestap my kamer toe, met my hart natuurlik in my keel, en ek het niks gesê nie. Tant Nakkie bly oomblik stil voordat sy verder praat. Maar vanoggend vra ek toe, net so by the way vir Boet, of hy lekker geslaap het, want ek het hom hoor uitstap op sy stoep in die nag. En sê hy vir my, niks, nee man, ek het soos 'n klip geslaap, so lekker van my liefste Letitia gedroom, dat ek gewens het om nooit weer wakker te word nie. En het jy hom vertel wat jy gesien het, tant Nakkie? Wou ma angstig weet. Het jy vir hom vertel wat jy gesien het, tant Nakkie? Wil ma angstig weet. Nooit, my oorlede skoonsis se besoeke doen my broer goed. Wie weet, miskien trek sy hom een nag aan die hand op en lei hom die ewigheid saam met haar in. Wat 'n voorreg, sal dit nie vir hom wees om so te kan gaan nie. En so het almal besluit om stil te bly, selfs die ander inwoners, as hulle toevallig by die venster uitkyk en die tweekies daar op die stoep sien sit. Selfs nou, 2 jaar nadat oupa saam met ouma weg is, kom kuier hulle twee soms saam daar op die stoep voor die kamertjie, wat al 3 ander nuwe inwoners gehad het.